my laat aankuier storie, en vanaand raak ek soms so 'n bietjie sentimenteel vanuit my kinderdae, en dit is oor Thunderbirds. Nou, die van die jong mense sal nou weet van Thunderbirds, maar ons, wat nou al 'n bietjie meer jare agter ons het, ons ken die Redding Internasionaal, en Redding Internasionaal was 'n betaalde reeks wat natuurlik nou Thunderbirds was in Afrikaans, en dit het hier so in 1975, 77, televisie in Suid-Afrika was nog nie lank aan die gang nie, toe het hulle hierdie oorklanking gedoen. Die televisie het op die lig gesien in 1964, 1965. Nou wil ek vir sê, die eerste ding wat natuurlik wat hulle gehad, was natuurlik hulle voertuie wat hulle gehad. Nou Thunderbird 1 was 'n hypersoniese vierpyl vliegtuig, wat hulle nou vinnig meer, het is soos deesdae Elon Musk se rockets wat hy nou opgaan mee, wat hy nou met maan toe wil gaan. Nou die vierpyl wat hulle daardie gehad, as jy nou vandag kyk, dan hulle het al in 1964 het hulle al, of Redding Internasionaal, het hulle al uitgevlieg met hierdie vliegtuig, hierdie tipe van rockets, of 'n vierpyl vliegtuig, het hulle al 1964 dag gedoen, en dit was nog nie algemeen by ons gewees. Onthou, die heel eerste maanlanding, die heel eerste wat hulle die aarde verlaat het met 'n ordentlike vierpyl, was dink ek eers so 3 of 4 jaar voor dit. So dit was ongelooflik gewees. Dit was Thunderbird 1. Dan Thunderbird 2 was my gunsteling gewees. Dit was 'n supersoniese vragvliegtuig gewees. En dit vreeslik oulik altyd hoe hy verskillende houers gehad, en dan het die vliegtuig nou so beweeg, en dat hy binne die regte houer wat nou spesifiek nodig is vir daardie spesifieke geleentheid wat hy nou mense moet gered, en het hy dit nou vastgemaak in die vliegtuig. Dit was Thunderbird 2. Thunderbird 3 was 'n ruimtetuig gewees. Nou, ruimtetuig wat kan ruimte te vlieg en weer kan terugkom. So dit was so tye ver vooruit. Die Space Shuttle het eers baie hierso in 1980, het hy moes eers gekom, so dis 16 jaar na dit. Daar was daar Thunderbird 4, wat ook een van my gunstelinge was, dit is die duikboot gewees, wat hulle ook dan nou vanaf Thunderbird 2 gelanceer het. Thunderbird 2 het so die draafvrag so in die water laat beland, en dat die deur opgemaak, en dan kom die duikbootjie, dan kom hy, vreeslik oulik gewees. En dan Thunderbird 5, nou moet jy weet, die eerste ruimtestasie, internasionale ruimtestasie, was eers in 1998 gewees. Nou Thunderbirds of Redding Internasionaal het al in 1964 het hulle al 'n ruimtestasie gehad, met iemand wat letterlik in die ruimtestasie gebly het. En dan wil ek nou ook nie van Thunderbird 3 vergeet het. Dit was ook in 1964 nou in ag geneem, en dit was 'n vliegtuig wat soos die Concorde was. Nou moet jy in ag neem, die heel eerste Concorde het gevlieg in 1969. Hierdie idee het al bestaan in 1964. So, ek wonder of die mense van Concorde nie afgekyk het by hierdie spesifieke Thunderbird, of hierdie enkelstadium vliegtuig wat hulle gehad het, supersoniese vliegtuig wat hulle gehad het. En dit is vreeslik oulik, ek het so 'n YouTube videoetjie afgelaai, waar jy nou kan sien, die supersoniese vliegtuig het nogal so trekke van die Concorde ook in hom in. Maar wat lekker was, ons maats wat naby gebly het kom saam kyk. Ek het daai tyd 'n meisie gehad, sy was ons biermeisie gewees, dan kon ek dan langs haar sit, daar op die bank. Op die bank was plek vir 2 mense, ons het so 3 gesit, en dan was ek in 7de hemel gewees, van lekker sit langs die meisie. So, dit was maar dit gewees wat daar tyd gebeur het. So, Redding Internasionaal, het was so groot vir ons gewees, daai tyd het jy ook hierdie chemistry stelle gekry, wat jy gekoop het, so 'n boks, en dat jy allerhande goedjies daar binne, dit is nie medisyne nie, maar verskillende goed waarmee jy dan nou kan doen, en dan het ons nou daai goed gebruik, en dat ons nou vir ons tipe bommetjies gemaak, wat nou deur, sê maar, hout kan brand, en dan kan jy nou iemand gaan red daar kantig, en ons het goed gebou, vierpyle die goed kon nageaf het, en dan het een ou was Thunderbird 1, en ek was Thunderbird 2 gewees, ek was die ou wat die reddingsvoertuig was, wat die goed kon aflaai, so dat jy die werk kon doen. En ons het ook daar in ons agterwerf gespeel. Groot tye, Redding Internasionaal was ons gewees, en afgekyk daar by die televisie, in elke saterdag aand, dan sit ons lekker, ons kuier saam, ons vriende kom, hulle kom swem, as ons klaar geswem, en dan kyk ons vir Redding Internasionaal, en dan gaan almal huis toe. Dit was heerlik gewees, ons het dit nie gemis nie, goeie tye gewees. As jy vir Redding Internasionaal gekyk het, en jy het al hierdie goed onthou, dan sê jy seker ook sê, ek moet nie vergeet om te sê,
van daai eiland, soos Isle of Man, daar in die middel van nêrens is, en waar hulle toe nou weggekruip het, geheimsinnig gewees het, en 'n geheime organisasie, almal het geweet van hulle, maar niemand geweet waar hulle vandaan kom nie, en hulle was oral bereikbaar in die wêreld binne 'n paar minute of binne 'n uur of wat, met die supersoniese vliegtuie en goed wat hulle gehad het, en dan as daar noodkreet was, dan die hele berg so oopgemaak, en dan kom die aanloopbaan uit, en dan kom die vliegtuig uit, en dan styg hy op, elkeen het sy eie manier om op te styg, en dan het hy daar gevlieg, en dit het so realisties ook gedoen, dit was natuurlijk met poppe gedoen, en dan die ander ding, die laaste ding van Redding Internasionaal, was Lady Penelope, sy het die pink 6-wiel Rolls Royce gehad, en sy het hierdie verskriklike oulike, hoe sê mens, man gehad wat vir haar bestuur het, en hy het nie net bestuur, sy ding was Parker gewees, hy was 'n man wat sommer, as die kar wat die skirk was, wat nou al die ellende veroorsaak het, dan het hy sommer daar uit sy, soos 'n James Bond, het hy dan daar uit sy voorkant van sy Rolls Royce, het hy sommer gou met 'n vuurpyl, die skirk uitgesorteer met kar en al, sommer so het sommer net so te loops, en ja, dit was lekker tye gewees, saam met Redding Internasionaal toe ek 'n kind was.